Ons Afrikaners is histories verbind aan Suid-Afrika. Ons verwys daarom ook dikwels graag na Suid-Afrika as ons land. Tog ervaar ons mense daagliks meer en meer vervreemding as ons kyk na die heersende kultuur van hierdie land en wie die land op die internasionale toneel verteenwoordig. Wanneer mense oor die wêreld heen aan Suid-Afrika dink, sien hulle prentjies van Kaapse wynlande, Springbok rugby, leeu's en olifante in die Kreerwoudtuin en natuurlik Nelson Mandela. Die man wat internasionaal as die gesig van die reënboognasie vereer word. Maar min mense vra ooit die vraag, hoekom bestaan Suid-Afrika as 'n land in die eerste plek? Hoekom is hierdie reuse groot stuk grond aan die suidpunt van Afrika, wat omtrent so groot is soos die helfte van Wes-Europa, jy so ineengesit? En watter gevolge het dit vir die volke wat hier woon? Veral vir die Afrikaner. Ons word in skole, universiteite en die hoofstroom media vertel dat Suid-Afrika die toonbeeld van 'n multikulturele utopia is. Of veronderstel is om te wees. Vir dekades lank al word ons vertel dat ons in die eerste plek Suid-Afrikaners is en dat ons as Suid-Afrikaners moet verenig. In die 90's is ook geglo dat die sogenaamde reënboognasie sou die hoop van die wêreld wees, 'n model van versoening, van vrede, van liberale gelykheid. Maar die realiteit is egter dat die reënboog nog altyd 'n fantasie was. Want hier word verskillende volke met totaal verskillende tale, verskillende kulture en tradisies, almal saamgedruk en ingeforseer binne politieke grense wat deur 'n imperialistiese derde party daar getrek is. Die harde waarheid is dat Suid-Afrika nie 'n natuurlike nasiestaat soos wat ons dit byvoorbeeld in Europa ken is nie. Dit is 'n kunsmatige imperiale konstruksie en juis omdat dit kunsmatig saamgeflans is, het dit die Afrikaner van 'n volk wat eens op 'n tyd in sy eie boererepublieke 'n meerderheid was, tot 'n gemarginaliseerde minderheid gereduseer. En dit binne die kwessie van 'n paar dekades. Die groot vraag is dan dus, as hierdie land nie natuurlik so saamgegroei het nie, hoe het dit dan ontstaan? En wat beteken dit vir die Afrikaner? Die volk wat oor geslagte heen die hart van die binneland oorgeploeg en bewoon het, maar vandag as 'n bedreigde minderheid in hierdie kunsmatige nasiestaat moet oorleef. In vandag se video gaan ons diep kyk na hoe die konsep van 'n verenigde Suid-Afrika gebore is en wat die gevolge daarvan is vir ons mense vandag. Die geskiedenis van hierdie groot stuk aarde wat ons as Suid-Afrika ken, begin met die Khoisan, die eerste inwoners van hierdie suidelike landstreke. Later het die Maptupa-ryk vanuit die noorde oor klein gedeeltes van die huidige Limpopo-provinsie in die noorde geheers. Die Portugese ontdekkingsreisigers van die 15de en 16de eeu het hierdie suidelike dele van Afrika nog die land van die Hottentotte, oftewel Terra dos Hottentotes genoem. Eers in die vroeë 1600s het swart Bantu-stamme vanuit Sentraal-Afrika langs hierdie ooskus afbeweeg, die Khoisan in die Oos-Kaap verdryf en selfs in die ooste van die land gevestig, met die Xhosa wat uiteindelik net noord van die Kei-rivier beland het. In 1652 het Jan van Riebeeck en 3 Verenigde Oos-Indiese Kompanie skepe die eerste permanente nedersetting in Sub-Sahara Afrika gestig, die Kaap de Goede Hoop. Van hier af het 'n nuwe verhaal begin, 'n Europese Christelike beskawing wat mettertyd die binneland ook sou bevolk. Eers meer as 'n eeu later sou die eerste kontak met die Xhosa plaasvind, by die Visrivier teen die 1770s. Hierdie rivier het die grens geword tussen kolonialiste en die Xhosa. Intussen het die Franse hugenote en Hollandse boere die Oos-Kaap dig bevolk, maar die konflik en die Britse druk het hulle noord laat trek. Dit ken ons as die Groot Trek. Die voortrekkers het state gevestig in gebiede wat deur die Difekane leeg geword het. Die Difekane was die volksmoord wat deur koning Shaka van die Zulus gepleeg is op 'n meerderheid van die stamme wat in Suid-Afrika alself bevind het, insluitende swart en Khoisan stamme.
Na swaar gevegte, waaronder die oorwinning by Bloedrivier in 1838, het hulle uiteindelik as bevryders van ander stamme bekend gestaan. Menigte swart stamme het die voortrekker as hulle redder gesien teen hierdie Zulus wat hulle so voor die voet doodgemaak het voordat die voortrekkers die Zulus verslaan het. Daarna is die Boererepublieke, die Vrystaat en die Suid-Afrikaanse Republiek of die Transvaal gevestig. Hulle het voorspoed geken tot en met die Anglo-Boereoorlog. Die volk is toe verwoes, duisende mans het gesneuwel, 10.000 vroue en kinders is in konsentrasiekampe vermoor, plase is afgebrand. Na die oorlog was die volk verarm en onder Britse heerskappy vasgevang gedurende die Groot Depressie. In 1910 het Brittanje die Kaap, Natal, die Vrystaat en Transvaal in die onnatuurlike Unie van Suid-Afrika in saam geforseer, terwyl Lesotho en Swaziland aan die ander kant, soos Botswana protektorate gebly het. Van die begin af was dit 'n kunsmatige projek sonder enige gemeenskaplike nasionale identiteit. Suid-Afrika as 20ste eeuse konstruk kan bes vergelyk word met een van sy tydsgenote, Joegoslawië. 'n Kunsmatige staat waar 7 volke na die Tweede Wêreldoorlog in 'n eenheid saamgedompel is. Dit het, soos Suid-Afrika van 1994 op papier, soos 'n multikulturele droomland gelyk. Maar in werklikheid het Joegoslawië uiteindelik gelei tot die bloedigste burgeroorlog in die mensdom se geskiedenis, volkome sosio-politieke verbrokkeling. Suid-Afrika het dieselfde probleem, een waarvoor ons Afrikaner volk nou 'n ongelooflike duurprys betaal. Met industrialisasie in die 20ste eeu het miljoene swart mense van die platteland of van die voormalige tuislande na blanke dorpe en stede toe gestroom. Tussen 1950 en 1980 het meer as 2 miljoen swart immigrante uit noordelike lande noord van die Limpopo af ingestroom. So het die demografiese balans in hierdie wêrelddeel of die stuk grond onherroepelik verander. Vandag is die Afrikaner in elkeen van die land se 9 provinsies slegs 'n minderheid. Toe die Unie in 1961 die Republiek word, het Afrikaner politici nog die politieke mag in hand gehad, wat beteken het dat die demografiese werklikheid nog nie so erg gevoel het nie. Maar in 1994 het die ANC oorgeneem, 'n party met marxisties-leninistiese wortels. Die wêreld het dit geprys as die triomf van demokrasie, maar die werklikheid is dat die Afrikaner nou vasgevang word in 'n kunsmatige eenheidsstaat onder 'n regering en 'n demografiese oormag wat hom as die grootste vyand beskou. Beleid na beleid, van grondhervorming tot regstellende aksie, is daarop gemik om die Afrikaner te ontneem van sy grond, van sy taal, van sy regte en van dit die bloedgrond van sy voorouers, sy erfstuk. Die reënboognasie was nog altyd 'n rookskerm om die werklikheidsverwyderde droom van die Suid-Afrikaanse eenheidsstaat te bevorder. Die sogenaamde wonderwerk van die reënboognasie is dood, besig om voor ons eie oë te verbrokkel. Misdaad, korrupsie, staatskaping, verval, wanbestuur, dit kan nie eers meer vir die buiteland weggesteek word nie. Die land voet uit mekaar uit. Die ANC se droom is 'n nagmerrie, maar ons volk staan steeds vas te midde 'n politieke orde wat in wese geskep is om ons te vernietig. Soos ons in die 19de eeu Bloedrivier oorleef het, soos ons die konsentrasiekampe van die Britte oorleef het, so oorleef ons nou ook die ANC se oorlog teen ons bestaan as 'n volk. Maar vir die langtermynoorlewing van die Suid-Afrikaanse Afrikaner sal die Suid-Afrikaanse nasiestaat eenvoudig moet sterf. Die Afrikaner se historiese vryheidsstryd was nie net teen kanonne, teen konsentrasiekampe en teen kommunistiese ideoloë nie, maar ook teen die kunsmatige politieke orde wat geskep is om ons van ons bloedgrond te marginaliseer. Vandag is ons 'n minderheid, maar 'n minderheid wat steeds sy eie taal praat, sy eie kinders grootmaak, sy eie geloof in Christus bely. Suid-Afrika word dikwels geïdentifiseer as ons land, terwyl ons op dieselfde tyd 'n bepaalde vervreemding in hierdie land ervaar, naamlik
dat wat ons en ons ouers beskou het as ons land, nie eintlik meer ons plek is nie. En tog word die Suid-Afrikanisme in sy dekoloniserende vergestalting byna deur elke Afrikaanse burgerregte en politieke organisasie steeds voorgehou as die enigste geldige vertrekpunt vir die Afrikaner. Dit is die grootste fout wat ons maak. Dit is wat ons volk verdeel. Dit is wat moet verander. Dit is hierdie vertrekpunt wat ons hier by die Willem Petse groep wil uitdaag. Ons wil ons mense weer aanspoor om Christelik nasionale republikeinse vryheidsideale te omhels. En daarom is dit belangrik dat ons video's soos hierdie maak. Kyk ook gerus na ons onlangse video oor die groeiende ondersteuning wat ons volk vanuit westerse lande oor see vandag geniet, deur slegs op die skakel hierso te klik en maak ons hande sterk in hierdie stryd deur 'n betalende lid van die Willem Petse groep te word. Volg net die stappe op die banner onder aan die skerm. Totsiens en God seën elkeen van u.